Ken jy die padda in die poel effek? Het jy al ooit gegroei net om jouself soort van erger te voel of in jouself erger te voel? Jy pak 'n nuwe geleentheid aan en vooraf is jy baie opgewonde, maar nou voel jy bedreig, jy voel gestres. Dis nie verbeelding nie. Die Amerikaanse sosioloog James Davis het al in 1966 duisende gegradueerdes se selfbeeld bestudeer en gevind dat mense meet hulle self nie aan absolute standaarde nie. Hulle meet hulle aan die mense direk rondom hulle. 'n Uitstekende student in 'n uitmuntende skool kan homself as agterlik ervaar net omdat sy klasmaats ook briljant is. Hulle noem dit die padda in die poel effek. Jy voel groot in 'n klein poeltjie, maar klein in 'n grootte en dit het niks met jou werklike vermoë te maak nie. Dit verklaar hoekom groei dikwels soos agteruitgang voel. Wanneer jy waag om jou klein veilige poel te verlaat vir 'n groter een, dan voel jy skielik onbeholpe. Jy voel oningelig. Jy voel jy's nie gereed nie. Jy voel 'n bedrieger. En dis nie omdat jy verswak het nie, dis net omdat jou omgewing verander het. Die Bybel ken sulke voorbeelde baie goed. God sê vir Abraham in Genesis 12 vers 1: Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. So God roep eintlik vir Abraham, wat later Abraham geword genoem is, uit sy bekende klein poeltjie na 'n groter, baie onbekende ene. So hy verloor sy status, hy verloor sy sekuriteit. Sy groot padda gevoel moes hy agterlaat om werklik te word hoe God hom bedoel het om te wees en 'n nasie te laat groei. So sy bekende vermoë word skielik nou in 'n nuwe omgewing kleiner en dit moet plek vind in sy identiteit, oftewel dan sy nuwe identiteit. Miskien voel jy ook vandag so onseker, soos 'n beginner. Dit beteken nie jy gaan agteruit nie. Dit beteken jy het genoeg rede en gewaag om te groei. En hierdie ongemak is die pyn van uitbreiding en groei. En God help jou in daardie nuwe poel. Leef geïnspireerd.